Dan weet je God, we hadden elkaar zitten om je te prijzen. Dat was niet Hey. Dat was niet Jesus. Hallelujah. Groot is gemaakt in die geseerde naam van die Here. My verlosser en zaligmaker. Ek by al die leienskappe groot in die naam van die Here. Halleluja. Prys die Here. Nou ek is net vanmiddag hier om God se woord aan die volk voor te hou. Amen. As jy saam met my. As jy met my. Gee gou die Here so lekker prys. Halleluja. Prys die Here. Terwyl ons gou almal staan. Vader, as in die naam van onze Here Jesus Christus. Die Bybel sê die opening van die woord bring lig en die bring die onverstandige tot verstandigheid. Liewe Here, ek wil nou bid in die naam van die Here. Ek wil in besonders van my bid wat agter die woord van die Here staan. Ek wil bid dat die Gees van die Here my sal lei, dat die Gees van die Here my sal inspireer agter God se woord in die naam van die Here. Ek wil bid, liewe Here, hulle wat gaan luister aan die woord van die Here. Ek wil bid dat die Gees van die Here tog saam met hulle sal praat in die naam van die Here. Ek kom nou teen elke gees wat nie van die Here af is, teen God se woord, en ek kanselleer dit nou in die naam van die Here. Ek wil bid, God van die hemel, dat U my tog sal gebruik in die naam van Jesus. En ons sal nie vergeet om die Here die eer, die lof en sy aanbidding te gee. Gee gou die Here so lekker prys. Halleluja. Prys die Here. Nou die baas, ek gaan nie skil nie. Ek gaan net probeer om die woord van die Here te prys. Halleluja. Prys die Here. Die Bybel sê, kom ek sê gou eers waar uit ek gaan praat. Net nou sê julle die dinge die maniere nie, maar kom ek praat gou mooi. Halleluja. Prys die Here. 2 Samuel hoofstuk 9. Prys die Here. Pastor Berry, terwyl ek hier kom en U my bidding vra om die woord van die Here te preek. En ek loop weg en ek kom weer terug. En die eerste oomblik toe ek terugkom, toe bedien die Gees van die Here my 'n ding om hier te release. Halleluja. Prys die Here. So dis 'n ding van ek het gister aan huis toe gekom en gehoor ek gaan vanmiddag preek. Amen. Dis 'n ding wat die Here nou in my gees gelos het. Amen. Prys die Here. So ek gaan net die woord van die Here doen. Halleluja. 2 Samuel hoofstuk 9. Prys die Here. Die Bybel sê en Dawid het gesê, as daar nog iemand oor in die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan. En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid geroep. Toe sê die koning vir hom, as jy Siba? Toe antwoord hy, U se dienaar. Prys die Here. Kom ek maak gou die ding eers gou klein geld, laat jy gou verstaan waarvan ek gaan praat. Hoeveel is? Die Bybel sê, die koning kom en die koning vra, as daar nog iemand in die huis van Saul, laat ek aan guns bewys. Jy mag hulle sê nie wat jy moet verstaan, die koning het 8 kinders gehad. Hulle was 9, maar hulle bring 8 na die koning toe. En die koning vra, maar is daar nou nog een nie, Pastor Berry, dat ek gou aan hom kan guns bewys. Nou kom ek maak die ding klein geld, dan verstaan jy hoekom ek tot op die punt kom. Siba se pa was 'n koning gewees, volgens die skrif. En nou moet die weer 'n koning gesoek word. Nou as ons kyk in die tyd wat ons nou leef, ek weet die kerkmense gaan my nou skel, maar okay. As jy mos nou die leier is van die kerk
dan voel jy mos jou kind moet oorvat. As dit so. Wow, okay, haaselijk kwa. So right. Praise die Here. Maar nou kom ons by die punt, Pastor Berry. Die is nie 'n kerklike ding nie. Die is nie 'n ding wat deur die regering moet verkies word. Jy moet nou guns bewys word aan iemand. Terwille van iemand. So iemand het guns gehad, maar jy moet dit nou weer teruggegee word. Halleluja. Hoeveel is hulle hier so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kom eens op nou. Kom nou. Dis hier. Die skrif sê, hulle was klaar by die koning gewees. Die koning het hulle gesien. Die koning het oor hulle gepraat. Maar is daar nie nog een nie? Is daar miskien nie nog iemand nie? Die Bybel sê, en hy laat roep vir die knegt wat altyd by hom is. Maar is daar nie nog iemand nie? Ek moet hier gauw 'n ding doen, dat die mense kan sien, dat ek regeer hier so Pastor Berry. Halleluja. Die Bybel sê, en hulle was klaar voor die koning, en Mephibosheth sê, daar is nog een in Saul se huis. Maar hy is ongelukkig, hy lyk nie soos hulle nie. Nee, jy wat hulle sê nie? Hy praat ook nie soos wat hulle praat nie. Hy doen ook nie soos wat hulle dinge doen. Die koning sê, ek gee nie om in wat 'n toestand hy is nie. Gaan haal jy hom. Bring jy hom na my toe. Halleluja. Knegt, kan jy sit? Kan jy sit? Okay, jy nou na my toe kom nie. Dis hier. Terwyl die koning die opdrag gee, gaan haal hom. Sê die Bybel, hulle gaan haal hom toe in die veld in. Hy kom na die koning toe. Kom na my toe. En die koning sê vir die manne, maar hoekom het julle my eintlik so lank laat wag? Hoekom het julle nie hom eers gebring nie, Pastor Berry? Dan het mos hy besluit klaar geneem as hy na my toe gekom. Maar julle los hom tot daar waar ek nou die vraag moet vra. Die Bybel sê, en hy kom na die koning toe, en die skrif sê, dat daar was vir Jonathan gebeopdrag om 'n koning te salf in die huis van Saul. Halleluja. En terwyl Mephibosheth na die koning toe kom, sê hulle vir hom, wie is die man vir wie ons wag? Nee, wie is die man vir na wie ons toe moet na kyk? Halleluja. Die man is die man eintlik wat gaan heers oor julle. Halleluja. Prys die Here. So wat probeer ek eintlik vir iemand sê? Die Here wil aan jou guns bewys. Dit gaan nie by die Here oor in wat se grand huis jy bly nie. Dit gaan nie by Jesus oor wat jy besit nie. Die Here moet guns bewys aan iemand. Jy sien, miskien was jy die oudjie van Conwell gewees, maar die Here wil vanaand aan jou guns bewys. Halleluja. Jy sien, die geleentheid is nie gemaak vir hulle wat regverdig is nie. Maar die geleentheid is gemaak vir mense wat tot op my besluit kom en sê, ek het die Here nodig in my lewe. Jy sien, miskien is jou huis deur mekaar, die Here van die hemel is vanmiddag. Halleluja. Jy sien, miskien wil jou kinders nie regkom, die Here is hier vanmiddag. Daar's 'n ou lied wat hulle in die ou tyd gesing het, daai tyd toe ek nog saam pappelige beweeg het, dan sê hulle, maak jou saak reg met die Here. Want Jesus is die middelaar. Halleluja.
Die koordigter gaan so ver evangelis, hy sê, hy sal jou red as jy net wil kom. So dis nie 'n dwingsaak nie. As jy 'n saak wat ons op jou gaan afforce. Maar dan kom die skrif op weer en die skrif sê, dat is geen verlossing sonder bekering. Prys die Here. So ek wil vanmiddag vir iemand hierdie geleentheid gee. Ek wil jou die seisoen wil ek vir jou gee. Halleluja. Jy sien, jy het nodig om 'n ontmoeting met die Here te maak. Halleluja. Vir ons om hier soos te kon praat of te kan praat, moes ons ook 'n ontmoeting maak. Prys die Here. So ek wil vir iemand die geleentheid gee. As jy vanmiddag voel, ek het die Here in my lewe nodig. Ek kan nie meer leef soos ek leef. Ek kan nie meer doen en sê en maak soos wat ek wil maak. Dan kom jy toch vanmiddag. Halleluja. Ek weet dat die Here is hier en hy gaan iemand tegemoet kom. Halleluja. Prys die Here. Waar is die minister? Halleluja. Prys die Here. Ek gaan jou die geleentheid gee. Jy kan gou kom. Ek weet die Here maak veel vir my. Ek weet die Here maak veel vir my. Dan as ek die heilig leer, sonder as na goedheidsleer, het ek hy maak veel vir my. Het ek hy maak veel. Ik wil die Here maak veel vir my. As ek die heilig leer, sonder na goedheidsleer, het ek maak veel. Ik wil die Here maak veel vir my. Ik wil die Here maak veel vir my. As ek die heilig leer, sonder na goedheidsleer, weet ek hy maak veel vir my. En as ek die heilig leer, sonder na goedheidsleer, weet ek hy maak veel vir my. As ek altyd, want as ek die heilig leer, sonder na goedheidsleer, weet ek